Goeiemôre, my naam is Johan van Zyl en welkom hierso op my YouTube kanaal. En welkom al my subscribers en visionaries en mense wat belangstel om te kyk na hulle ooggesondheid, hulle kinders se oë en ons kanaal is baie voorkomend. Ons probeer probleme voorkom, visuele probleme voorkom en vandag gaan ek praat oor ongediagnoseerde versiendheid of hiperopia. Wat is dit en hoekom is dit so 'n probleem vandag? En wat is die verhouding tussen daai ongediagnoseerde hiperopia en ADHD, leerprobleme, konsentrasieprobleme, wat is die verhouding? Nou, kom ons begin daarmee. So, wat ek vir jou wil sê as 'n ouer, né? En veral as dit kom met as jy 'n seun het en daar's miskien iemand in die familie, jou pa, sy oupa wat so 'n bril dra wat die oog laat lekker vergroot. Hierdie is 'n lens vir 'n persoon wat versiende is, wat hiperopies is. En as daar dalk 'n familieverwantskap is, dan is die kanse dat jou kind ook so tipe van 'n oog gaan kry, is dalk goed. Dit's baie keer soms dan gaan dit so 'n bietjie van 'n generasie, skiep dit so 'n bietjie, maar dit gaan heel waarskynlik terugkom. So wat beteken hierdie lens wat jou pa of sy oupa dalk dra? Wat beteken hierdie lens? Dit beteken dat daai oog van daai persoon is te klein, is te kort, die lig fokus agter in die retina. Dit kan ook beteken dat die oog self, die kornea dalk miskien 'n bietjie platter is. En al wat dit eintlik beteken is dat daai kind, né, as hy ver kyk, dan moet hierdie interne oogspier die heeltyd fokus. Daai oogspier om die lig te fokus, kan nie net ontspan en kyk nie. Daai oogspier hier in die binnekant moet werk dat die bissies bewe. So, dit beteken dat jou kind gaan heel waarskynlik soos 'n valk kan sien. Hy gaan die leeskaart, as hulle screening doen by die skool, of as hulle sy oë toets, hy gaan daai leeskaart lees tot die onderste ry gewoonlik, sonder probleem. En almal gedink dit is great. Jou kind het oë soos 'n valk en dis dit. Maar ek wil nou vandag vir jou sê, né, om goed te sien op 'n toetskaart beteken nie noodwendig dat jou kind kan effektief inligting absorbeer nie. So daar's 'n heeltemal 'n disconnect tussen die versiendheid en die vermoë om ver te sien en die kind se vermoë om naby inligting te absorbeer. Nou hoekom gebeur dit? Wat is die dinge wat jy voor moet uitkyk? Wat moet so half alarmklokkies hierso in jou kop afgaan? Kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. So, simptome wat jou kind miskien mag hê, né, is hierdie oogbal bewustheid wat ek al van gepraat het. Hy vryf sy oë, hy knip sy oë, hy is heeltyd so half besig met sy oë, veral as dit naby kyk kom. Hy hou nie van te veel naby kyk nie, dis nie sy happy place nie, dis nie sy gelukkige plek nie. Daai kind is baie keer buitemuurs, dis waar hy gelukkig is, hy hardloop rond, hy's besig, sy konsentrasievermoë vir naby is nie goed nie. Dis 'n gesukkel om daai kind te kry om agter 'n boek in te skuif. Dis nie sy lekker plek nie. So dis al klaar, daar moet 'n paar soos waar alarmpies al klaar begin afgaan in jou kop as dit die geval is. Veral, so ek sê, as daar iemand in die familie is wat se oë basies so is, wat se bril so is, dan moet jy al klaar alarmklokkies. So goed genoeg op 'n toetskaart sien, beteken dit nie dat daar nie probleme is nie. Nou, wat gebeur nou? Ek het nou al 'n paar keer gepraat oor die verhouding tussen die interne oogspier en die eksterne oogspier. So, by normale persone, iemand wat nou perfekte oë het, regtig perfekte oë het, né? As jy ver kyk, dan ontspan die oogspier in die middel en die oogspier wat die oog indraai, wat die oog laat konvergeer, daai spier ontspan. So daar's 'n balans tussen die interne oogspier en die eksterne oogspier. So as jy ver kyk, dan is jou oë parallel
en die interne en die eksterne oogspier is albei ontspanne en soos ek gesê het, daar's 'n baie noue verhouding tussen die aktiwiteit hierso en die oogspier hier. So daai interne oogspier en die eksterne oogspier, daai twee goed is gelink. Hulle is verbind. So jou brein het oor duisende jare geleer dat as ek die ding moet werk, dan is dit gewoonlik naby kyk en dan moet albei my oë konvergeer en om daai lig dan te fokus, dan moet die oogspier ook geaktiveer word. Maar wat is die probleem nou by ongediagnoseerde kinders wat versiende is? Nou daai kind se oë, né? As hy ver kyk, moet daar gewerk word. Daai oogspier moet werk. Dit moet die heeltyd werk. Hy ontspan nooit nie. Vanaf daai kind se oog oopgaan, dan moet hierdie oogspier fokus. Maar nou kry jy die weird situasie waar die oogspier moet werk om te fokus vir ver kyk. Dis hoekom jou kind so goed sien. Maar hierdie oogspier, hierdie een wat so half nou moet eintlik ook werk om die oog in te bring, die ding moet reguit kyk. So die kind se brein is soos nou, wat gaan nou aan? Want ek moet nou ver kyk, albei die oog moet parallel kyk, maar albei hierdie oogspiere aan die binnekant werk dat die bissies bewe, maar ek moet die ding nog steeds reguit hou. En baie keer dan wat gebeur uiteindelik dan kry die kind of binokulêre visieprobleme, dalk lomp, sy oog-hand-koördinasie is nie goed nie, selfs balansprobleme, konsentrasie praat ek nie eers van nie, want die twee sisteme is nie meer in balans nie. So die tipe kinders oor die algemeen ontwikkel wat ons noem esoforia, so die oë draai in, of esotropia, so die een oogie word skeel, en dan soos wat hy skeel word, dan sit die brein daai oog laterand heeltemal af. Want dis mos nou half logies, jy kan nie reguit kyk met die een oog en die ander oog so nie, dan gaan jy mos nou so half die blou lig sien en hieronder gaan jy dalk miskien iets anderster sien. So dis baie gevaarlik vir jou liggaam om twee verskillende beelde te sien. So die brein sit dan net die een oog af en hy sê, okay, wel weet jy wat, nee, jy kan nou maar kyk hierso, maar ek kyk nou ten minste met diene. So ek sit diene aan, ek sit diene af en ek kry klaar. En ongediagnoseerde hiperopia kan hy uiteindelik dan oorspoel na alle fasette van jou kind se lewe. Vandag as ek sê vir mense, as jy 'n belangrike boodskap gehad het in die ou dae, né, dan was alles verbaal. Dit was gekommunikeer verbaal, jy het miskien onmiddellik gebel, op 'n foon dalk in die ou dae, maar vandag is als skrif. Vandag is als skrif, dis als visueel. So, en die visuele stelsel van jou kind nou ongelukkig is nie in balans nie. Daar's oormatige stres op daai stelsel, die interne oogspier moet werk dat die bissies bewe heeltyd. So jou kind se oë doen elke dag soos in die komrits. En dan uiteindelik dan is daar aanpassings. Die kind probeer cope daarmee en dit is baie keer waar hy dan of nou hierdie ADHD simptome kry, konsentrasieprobleme, leerprobleme besig, want dit is nou soos hy kan nooit rus nie. Daai oogspier en daai oog van hom moet heeltyd werk om te probeer iets doen, inligting absorbeer. En dis die groot ding wat ons sien met veral die seuns is dat hulle vermoë om inligting te absorbeer gaan ongelukkig dramaties af. Nou, wat kan jy doen as 'n ouer? Vir die eerste keer is dat, so ek sê, as daar enige van die simptome bekend klink, konsentrasieprobleme, leerprobleme, moenie net na die naaste dokter toe hardloop vir Ritalin of Concerta nie, want dis nie altyd die oplossing. Inteendeel, dis bitter min die oplossing. Daar is tye wat die goed uitstekend werk, maar gaan kyk 'n bietjie wat gaan aan met jou kind se oë. En gaan soek dan iemand wat gaan tyd spandeer om te kyk of daar miskien ongediagnoseerde versiendheid is in die kind se oë. Is die kind se oë ontspanne as hy naby kyk? Is dit normaal? Wat gaan aan? En ek gaan so 'n video of twee nog laai oor 'n paar van my onlangse gevalle van kinders waar ek dit opgetel het. En die groot geheim is, pas op net vir jou kind se oogtoets met 'n rekenaar of miskien net agter hierdie verropters. Jy wil jou oogkundige moet retinoskopie doen,
Want retinoskopie is omtrent die enigste manier waar dit kan maklik opgetel word sonder om te gaan druppels ingooi en al sulke tipe dinge. Ja, en natuurlik die groot ding is wat jy ook kan doen is as jy nou regtig wil, as jy dit nie wil doen nie, oogkundige toe gaan nie, dan gaan koop jy vir een van daai leesbrille by Clicks, so +1, en jy staan lekker ver weg, en jy maak seker dat jy dit net kan sien, daai print vir jou ietsie uit, of jou lettertjie op 'n selfoon, gaan staan daar op 6 of 8 meter, kyk dat jy daai teiken met al by jou oë kan sien, en dan sit jy nou daai +1 brilletjie oor jou kind se oë, en dan vra jy vir hom, kan hy dit sien? Nou hy behoort dit glad nie kan sien, want dit is mos nou 'n leesbril. So as daai kind nog steeds, né, as hy nog steeds daai seun normaalweg, as hy nog steeds daai lettertjies kan sien, dan is hy beslis 'n ongediagnoseerde hiperoop of 'n persoon wat versiende is, en ek wil amper vir jou waarborg dat as nie al klaar probleme het, leerprobleme goed het nie, dan gaan hy dit op 'n kol kry. Nou, wat kan jy nog doen? So, gaan kyk daar die regte bril, en baie keer sal ek die kinders net begin met 'n leesbril, want dit is waar die meeste oogspanning is naby kyk. Jy het altyd ook hierdie sielkundige aspekte, so jy wil net eers vir die ma en die kind, jy wil net rustig raak, en dat so half die kind leer, om hy nie so hard werk nie, want daai kind se oë het nou al so gewoond geraak om te oorfokus, dis soos 'n kramp in 'n kuit. Daai oogspier gaan heeltyd, hy flatter heeltyd so. So jy wil hom net so half bietjie laat ontspan, en baie keer dan vat dit 'n paar weke voor die kind se brein leer om nou, hy hoef nie so hard te werk nie. So 'n leesbril, my kinders was albei 7 jaar oud, ons het vir hulle voorkomende behandeling gegee, net leesbrille vir nabykyk, en dit het soos 'n bom gewerk. So brille hoef nie noodwendig gegee net vir korrektiewe gebruik nie. Brille kan ook gegee word vir voorkomende gebruik. En baie keer is dit wat ons doen met ons kinders wat miskien 'n laaggraadse leerprobleem het of 'n ongediagnoseerde hiperoop is. Ons begin net met 'n leesbril vir hulle. Dan doen ons 'n bietjie oogoefeninge vir hulle. Ons maak dit lekker van in die praktyk. En natuurlik, ek sê altyd vir die ouers, as daar een ding is wat jy wil hê jou kind moet gaan doen is, veral as hy besig is en hy hardloop rond en sy happy place is gewoonlik buitekant, dis waar hy gelukkig is gaan doen gestruktureerde swem. Ek is nie 100% seker hoekom dit so effektief is nie, maar jy kan maar welkom gaan Google Michael Phelps en wat dit vir hom gedoen het. Hy het ook 'n erg leerprobleem gehad. So gestruktureerde swem vind ons is een van die beste dinge wat jy kan doen vir jou kind as jy vermoed dat hy dalk miskien ADHD het, dat hy sukkel met konsentreer, hy's 'n besige kind, baie energie, laat hy swem, maar laat hy fisies gestruktureerde swemlesse gaan doen, waar hy moet leer om te half konsentreer, om na iemand te luister, en dit doen wondere vir ons kinders as sulks. So ja, dit is ongediagnoseerde hiperopia, en wat jy as 'n ouer kan doen om dalk jou kind 'n beter toekoms te gee, waar hy nie so sukkel met sy visie nie, want aan die einde van die dag, alles vandag is visueel, en as jou kind se vermoë om inligting te absorbeer bietjie gecompromise is, dan gaan jou kind sukkel. En wat jy ook miskien kan doen is, as jou kind wel lees en leer, sê ek vir my ouers altyd, moenie net dat vra vir hom vra, as jy vir hom wil help om te kyk of hy geleer het nie, vraag vir hom 'n vraag, en laat hy die antwoord neerskryf. En dan byvoorbeeld dan skryf jy op 'n vraag, en laat hy vir jou die antwoord verbaal gee. Want as jy daaraan dink, vir al jong kinders, baie keer die ouers vra vir die kinders vra en die kinders antwoord, die inligting gaan in deur die auditoriese stelsel en jou kind antwoord verbaal. Nou gaan jou kind 'n eksamentjie skryf of 'n toetsie skryf, daai inligting moet deur die oë ingaan en hy moet deur die arm uit. En onthou, skrif is 'n snaakse ding, dis net 'n kodestelsel, en weet, kinders wat B en D's omruil, al die tipe goed, dis algemeen met die tipe pasiënte wat ons sien in die praktyk wat laaggraadse leerprobleme het as gevolg van die visuele stelsel
wat net so gestres is. Want dink nou 'n bietjie daaraan. Daai kind van jou se oë moet heeltyd so half, hy moet reguit bly vir ver, maar die oogspier binne werk dat die bissies bewe. Maar nou moet hy so half die kant toe gaan, maar hy moet hier fokus, maar die oë moet eintlik so kyk. En dis hoekom baie van die kinders dan begin skeel word, en daai oogspiere gaan heeltyd so. Nou, hoe kan jy nou hoe kan jy regtig lees en leer, as jou oog 'n kramp is, soos 'n kramp in jou kuit? En wat ek vir mense sê, dink 'n bietjie daaraan, jy hoef net een kramp in een kuit te hê, dan is jou hele stappatroon uit balans uit. Nou dis dieselfde met jou kind. Dis net een oog. Jy hoef nie albei oë te wees nie. En daai hele twee oë se samewerking is geaffekteer as sulks. So ja, as jy enige hulp nodig het, laat ons weet. Ons is hier in Somerset Wes. Baie dankie as jy die video gekyk het tot nou toe. En as jy enige verdere inligting nodig het, laat ons weet. Ons is hier om te help.